A tot Z gebed vir vermeerdering en 'n oorvloedige lewe, deel 1. Iemand het nou onlangs vir my hierdie prentjie gestuur en dis maar sê vir my so presies wat is hierdie missie waarop ek nou tans uit is om van A tot Z verklaringe te maak van oorvloedige lewe, van 'n abundant lewe, van vermeerdering wat God wil doen. You can't pray a 10-cent prayer and expect $1 million answer. Ek staan op die belofte en sien dat dit 2018 is, op die belofte wat God gegee het in Lukas 18 vers 7 tot 8, in die gelykenis van die onregverdige beregte. En hierdie is die Message Bible. So what makes you think God won't step in and work justice for His chosen people, who continue to cry out for help? Won't He stick up for them? I assure you, He will. He will not drag His feet. Die inspirasie vir hierdie video was Joel Osteen se 2016 Have an Abundance Mentality. So ek het besluit om van A tot Z vir elke letter die verklaringe te maak, dinge waarvan jy ook kan dink, verklaringe kan maak oor jou lewe, van waar jy vermeerdering sien. Dalk wil jy vermeerdering sien in jou vriendekring, dalk in jou hoeveelheid liefde wat jy ontvang, dalk in verhoudings, dieper en meer soliede verhoudings, dalk in besigheidstransaksies, dalk in inkomste, dalk in invloed en inspirasie wat jy van ander mense gee, dalk in jou bediening. Waar ook al jy vermeerdering wil sien in 2018, hierdie is die gebed vir jou. A is vir Abraham. Abraham was baie ryk geweest. Hy was die rykste man op daai van sy tydsgreep. Hy was so ryk geweest, hy kon 'n hele weermag bymekaar gekry het om vir Lot te gaan help het, net uit die slawe. Nou verbeel jou, jy kan gaan oorlog maak net met die mense wat vir jou werk. Abraham was die Bill Gates van sy generasie. God het vir Abraham geseën te midde van 'n resessie. Hy en Lot het gestaan en gekyk en Lot het die mees vrugbare gedeelte van die land gekies om daar te gaan bly. Maar nogtans het God hom geseën alhoewel hy in die woestyn gebly het al sy lewe. So dalk staan jy ook nou so daar op jou kop en jy kyk uit voor jou en jy sien dat daar is geen geleentheid vir God om vir jou te seën nie. Jy voel almal anders as die Lots in die wêreld wat al die vrugbare geleenthede het voor hulle om geseën te word. En jy sien in die woestyn, wees gerus. God weet, hy het 'n battleplan vir hom jou te seën, net soos hy vir Abraham geseën het. Hoe ryk was Abraham? In daardie antieke Bybelse tye, wanneer iemand na iemand anders verwys het as ryk, het hulle die volgende ryk gevolg. 100 tot 210. In ander woorde, in vandag se tye, dis 100 tot 200 huise. 60 tot 100 kamele. Nou kamele was soos die antieke sportskarre. Met ander woorde, jy het 60 tot 100 Lamborghinis gehad. En dan 1000 skape en 1000 bokke. So dis so goed as vandag se tyd, want hulle het skape en bokke, het hulle besigheid gedoen, dit was 'n manier van inkomste. So dis so goed as 1000 tot 1000 skape en 1000 bokke. 1000 maniere van inkomste wat inkom na jou toe. 1000 verskillende besighede, 1000 verskillende inkomste strome, wat ook al dit is. Maar God en Abraham was nie net ryk nie. Die Bybel sê vir ons hy was baie ryk geweest. So hy was meer as dit. A is vir Ahasveros. Het jy al ooit van daai naam gehoor? Ahasveros was die koning waarmee Vasti eers getroud was en toe later toe hy Visrael vir Vasti, toe hy al geskei en toe sy met Ester getroud. Nou verbeel jou, jy kry die fantastiese wonderlike seëning, die lucky break, soos waarvan die wêreld praat, om vir 6 maande lank af te vat by jou werk. Jy gaan op 'n sabbatical.
dis al klaar 'n groot voorreg en 'n groot seëning op sigself. Maar verbeel jou dit word losgeteken. Verbeel jou vir oor 6 maande aan, kan jy 'n partytjie hou van al jou vriende en te sê, kom hou 'n partytjie saam met my, sodat ek vir julle kan bederf vir 6 maande lang. En dis nie net 'n klein partytjie, dis vir julle weermagte, 'n leermag van Persië en Medium. Vir al jou dienaars, vir almal wat vir jou werk, kan jy 'n hele 6 maande lange partytjie hou. En by hierdie 6 maande lange partytjie, gee jy vir hulle net die beste van die beste. Jy gee vir hulle wyn in oorvloed, in goue beker. Elke beker is styling uit. Dit is wat die koning se doen van die storie. Koning Ahasveros het 6 maande lange partytjie gehou in sy paleis. En die Bybel sê waarby hy die rykdom van sy koninklike heerlikheid en die skitterende pragt van sy grootheid afgeskou. Ek dink dit is ook skitterend. Dis sê, Here, laat ons nie vir 'n maand lang af van die rus en dan so 'n partytjie hou in die storie. Dit is my lewe. God beloof om meer te doen as dit waarin ons kan dink of voor kan bid, volgens Efesiërs 3 vers 20. So van die lewensstoritjie van koning Ahasveros kan ons dalk bid om te vra, Here, kan ons asseblief ons naaste vriende en geliefdes vir 'n 6 maande lange bootcruise vat, 'n luukse bootreis, of kan ons dalk bid om te vra dat ons familie en ons geliefdes kan wegvat vir 'n oorseese vakansie vir 6 maande lank, dalk na Disney World. So bid vir oorvloed. 2018 is die jaar van oorvloed.